cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. The mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in you. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. And all my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. 'Cause all my life you have Môre almal, baie welkom hierso na 'n week van
Baie reën, verlang ons almal na die son, ons is maar sonmense, so ons sien uit daarna. Ek wil net eers vir julle sê, jy weet, Randburg sê hulle altyd, die mense is nooit vroeg nie, hulle is altyd net betyds. En net toe ons dink dis 'n leë kerk, toe kom almal hier aan, so baie welkom. Net 2 of 3 goedjies by die afkondigings. Die eerste ding wat ek net wil sê is, julle sal sien die bouwerk vorder baie goed. So asseblief mense, gaan loop na die tyd, gaan kyk hoe lyk die nuwe kantore, dit ryk en lyk sommer lekker vars. So is regtig jy moet werk, gaan kyk hoe lyk die saal, dit lyk al baie beter. Hulle het hierdie week begin om die kombuis oor te doen, dit alles is afgeskerm, jy kan nie eintlik sien nie, maar dinge gebeur. Maar saam met dit wil ek net weer eens sê, asseblief mense, dit kos geld en ons het nog geld nodig, so as jy 'n donasie kan maak of 'n baksteen kan koop, asseblief help. Ons het nog 'n klomp skuldbriewe ook om opgeneem te word, so asseblief mense, as julle kan of belangstel, kom praat met my, ek sê julle help. Maar die realiteit is, ons moet die momentum behou. Dit dink ek is baie belangrik vir ons. Net 2 ander afkondigingies, Marley, ons musiekluister was hierdie week in die hospitaal, so ons hoop vir beterskap by haar, en asseblief onthou aan julle gebede. Ek wil vir almal hierdie week wat verjaar sê, baie geluk, hulle name is op ons program, so maar sterkte en lekker verjaar hierdie week. En dan wil ek laastens, ek wil nie sê is 'n ou bekende nie, maar vir Morney sê baie dankie Morney, ons waardeer dit, en sterkte met die diens, baie dankie. Gemeente, ons gaan so 'n paar liedere vooraf saam sing. U kan net so sit en kom ons maak Here se naam groot. Praat ek mense engle tale, maar dis nie uit liefde nie. Is my woorde al symbole, klanke sonder melodie. Al kan ek geheime uitlê, berge deur geloof versit. Of al het ek al die kennis, sonder liefde is ek niks. Sonder liefde sal my gawes, al my ywer my nie baat. Net die liefde onbaatsigtig bly oorwin met goed die kwaad. Onreg kan dit nie verdra nie, dit is met die waarheid by. Deur vergifnis op verwagting, kom die beste in ons vry. Al die tale, profesieë, met die tyd gaan dit verby. Net die liefde, die volmaakte, kom en sal vir altyd bly. Want geloof gee troos en rigting, na die toekoms reik die woord. Liefde is en bly die grootste, liefde sluit die lewe op. Genade onbeskryflik groot, het u aan my bewys. Verlore sinne wegloop kind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël, my lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel. Maar u sien ver, oneindig ver, u sien my hongerdors, nog voordat ek ons skuld bely.
weet ek is weer thuis. Die seën bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. Die seën bring my verlore mens weer in die Vaderhuis. U het ons geroep om lede van een liggaam te wees. Verbind ons aan die wat u naam deur alle tye heen en op alle plekke geëer het, sodat ons met een hart en een gedagte die eenheid van die kerk sal vertoon en so u naam sal eer. Here Jesus, ons verlosser. Amen. Ons gaan nou 'n lied saam sing vir die fotumlied en u kan gerus net so sit terwyl ons die lied saam sing. Baie dankie. Jesus, groot bo almal, sterke verlosser, magtige Heer en Heiland, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Here, nie meer twyfel, vreugde en blydskap, lewe in oorvloed gee, Immanuel, God is met ons, reddende Here, lewende woord. Reddende Here, lewende woord. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, wat sy seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal gegee het. Ek nooi u graag uit om saam te staan as ons die lofprysing saam die Here se naam gaan groot maak. Baie dankie. Wonderbare koning, heerser oor die skepping, ons bring u ons lofgesange. Deur die goedheid, Vader, kan ons tot u nader, is ons diepste hartsverlange. Laat die lied wat ons bied, opstyg na
my siel die Here, bring hom dank en Here. Hy is die onmetelijk sterke. Hef hom hoog, hart en hoog. Wie kan ooit op aarde hierdie pryse waardig? Ek wat vergifnis hier ontvang het, sing dankbaar my verlossingslied. U weet hoe ek na u verlang het, u het u guns my aangedien. Ek loof en prys u derendheid. Ek loof en prys u derendheid. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. O God, wat ryk is aan ontferming, weerhou genade nooit van my, maar hou my steeds in u beskerming. By u sal ek vir altyd bly. Ek loof en prys u derendheid. Ek loof en prys u derendheid. En roem u groot barmhartigheid. En roem u groot barmhartigheid. Kinders gewoonlik vorentoe kom. Nou ek verstaan hulle kom nie vandag vorentoe nie, maar hier kom 'n lied vir julle wat ons geoefen het. Hier's baie kinders. Ek dink hulle wil vorentoe. Julle kan maar vorentoe kom. Hier gaan ons. Hier kom my slim. Kom sing maar altyd met Here. Vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met die Bybel in my hand en Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Visvang vir Jesus, visvang vir Jesus, visvang vir Jesus elke dag. Met die Bybel in my hand en Jesus aan my kant. Visvang vir Jesus elke dag. Daar sê hy, dankie julle. Hoe gaan dit vandag met julle? Gaan dit goed? Ja. OK. Julle kan gou 'n oomblik sit, almal van julle. Welkom, welkom. Is daar nog enige kinders? Nee, lyk my almal is hierso. Oom Bertus? Nee. Is reg. Nee, weet julle, baie welkom vanoggend. Wie kan vir my sê enige iemand hierso? Wat is jou gunsteling speelding? Ja. 'n Transformer. Nog iemand wat wil sê wat sy gunsteling speelding is? Ja? Myne is 'n Xbox. Xbox. Dis baie cool, ja? Met jou babies. Ek speel ook soms skelm met my kinders se babies as niemand kyk nie. Nee, weet julle, daar was op 'n tyd in die Bybel lees ons in Matteus 18 reg van hierdie man en hierdie koning. Nou, het jy al, wie van julle het al vir jou maatjie jou speelding geleen? Ja, het jy al. En het hom vir jou teruggegee. En wie van julle het al julle gunsteling speelding vir julle maatjies geleen?
Het jy al? Regtig? Het jy hom teruggekry? OK, jy's gelukkig. Nou dink vir 'n oomblik, het jy ook jou speelding vir jou maatjie geleen? OK, dis baie goed. Nou, hoe gaan jy voel as daai maatjie vergeet om daai speelding vir jou terug te gee? Of hom nie vir jou wil teruggee nie? Jy gaan nie daarvan hou nie, nee. Jy gaan 'n bietjie kwaai wees. OK. Daar was eendag so 'n maatjie gewees. Hy het sy gunsteling speelding geleen vir 'n ander maat. En toe wou daai maat hom gehou het. En hy hou hom toe naderhand vir 3 maande. En toe 4 maande. En toe 5 maande. En hierdie seun wat sy gunsteling speelding geleen het, het naderhand so kwaad geraak. Dat hy eendag na hom toe gaan het en hy sê, gee nou my speelding terug. OK? Maar, toe kon hy hom nog nie teruggekry het nie. Maar daar was 'n ander maatjie, wat langs hom in die huis langs hom gebly het, wat 'n klein ou karretjie wat in die sandput gelê het. OK? Wat hy eintlik al van vergeet het. En die maatjie die karretjie gevat. En hy het toe dadelik na daai maatjie se deur toe gegaan. En hy het hom gesê, gee nou my karretjie terug. En die maatjie het eintlik nie eens geweet waarvan hy praat nie. Partykeer, en dis die storie wat ons in die Bybel lees, daar was hierdie koning gewees. En daar was hierdie man gewees wat vir die koning baie geld geskuld het. Soos hierdie speelding, hierdie beste speelding. En weet julle wat? Daardie koning het vir hierdie man gesê, dis OK, ek vergewe jou, jy hoef nie vir my die geld teruggegee nie. Maar toe loop daardie man wat die geld geskuld het na 'n ander man toe, en hy sê vir hom, hy het vir hom 'n bietjie geld geskuld, die ander man. En hy sê vir hom, ek soek nou dadelik my geld terug. En toe hoor die koning van wat hierdie man gedoen het. Dink julle die koning was gelukkig geweest? Glad nie. Want die koning het vir hierdie ander man 'n guns bewys. En hy was goed vir hom, hy het vir hom ietsie goeds gedoen. Maar die ander man het toe nie vir sy vriend ietsie goed gedoen nie. En die Bybel leer ons moet goed doen aan ander, en ons moet aan ander doen, soos wat ons wil hê, mense moet aan ons doen. Reg. Julle almal hierso, julle is welkom saam met Tannie Michelle te gaan, julle gaan hier buite lekker speel. So, loop gerus saam met haar, en geniet dit, hoor. En julle moet hierdie les onthou, doen aan ander soos wat ons wil hê mense aan ons moet doen. Dankie julle. Baie dankie, baie dankie julle. Musiekspan, ek waardeer dit verskriklik baie. Ons teksgedeelte vandag, nee, ons sing eers 'n lied, nee, is ek reg, ons sing eers 'n lied, ekskuus. Ons lied vandag, voordat ons die erediens gaan, die prediking gaan doen, is U het die brood gebreek. U kan gerus net so bly sit. Baie dankie, Felies. Ons skriflesing vandag kom uit Matteus 18 vers 15 tot 22 uit, en die klein skriffie wat ek nou met die kinders gedeel het, is natuurlik die gedeelte net daarna van vers 23 af. En die teksgedeelte is op die skerm as jy wil saam volg van vers 15. As jou broer verkeerd opgetree teen jou, gaan wys hom tereg waar jy eenkant en alleen is. As hy nou jou luister, het jy jou broer teruggewen. Maar
As hy nie luister nie, neem nog een of twee met jou saam, sodat alles wat gesê word deur die woord van 2 of 3 getuies bevestig kan word. En as hy na hulle nie luister nie, sê dit vir die gemeente. As hy ook na die gemeente nie luister nie, moet jy hom as 'n heiden en 'n tollenaar behandel. Dit verseker ek julle, wat julle ook al op aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Verder verseker ek julle, as 2 van julle op aarde oor enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. Want waar 2 of 3 in my naam saam is, daar is ek by hulle. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerds teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Kom ons bid saam voor die prediking. Almagtige God, u geliefde seun, het u nie in vreugde opgevaar voordat hy eers pyn gely het nie. Hy is verheerlik eers nadat hy gekruisig is. Skenk aan ons die genade om die weg van die kruis te volg. Dat ons daarin niks anders nie as die weg van lewe en vrede mag vind. Ons bid dit deur Jesus Christus, u seun en ons Here, wat leef en met u regeer in die eenheid van die Heilige Gees, een God, nou en vir altyd. Amen. Hierdie is 'n moeilike teksgedeelte en 'n gedeelte daarvan natuurlik al baie aangehaal, veral die een wat sê hoeveel keer moet ek vergewe en die een wat sê as 2 en 3 saam is. Ek seker u het al van die teksgedeelte gehoor. Wanneer laas het iemand jou berispe of tereggewys? Of wanneer laas het jy dalk 'n medegelowige tereggewys of berispe? Ek sal nooit vergeet nie, jare terug was ek op die sendingveld en daar was 'n jong man wat daar iets gevang steel het. Die leiers van daardie gemeenskap het daar en dan toe besluit dat hierdie teksgedeelte net so van toepassing gemaak moet word. Die saak is in die privaat aangespreek met hierdie persoon. Daarna is hierdie persoon weer gevang steel. En toe het die leier in die gemeenskap hom aangespreek met 2 getuies. En die patroon het egter voortgegaan en uiteindelik moes hierdie persoon verduidelik wat gebeur voor die hele gemeenskap saam. En hy is uiteindelik, toe die patroon voortgaan om nog steeds te steel, is hy uiteindelik huis toe gestuur van die sendingveld af. En hy die gemeenskap verlaat. Dit was 'n moeilike ding om eerstehands te aanskou en dit ontlok nogal 'n stuk emosies in 'n mens. En ons baie vrae soos, is die kerk nie juis daardie een plek wat altyd vergifnis moet wees nie? Moet ek nie daar altyd verskoon kan word nie? En wie gee die kerk dalk die reg om my huis toe te stuur? Toe ek jonger was ek by 2 kerke betrokke waar daar 'n predikant en 'n pastoor 'n buiteegtelike verhouding aangeknoop het en hierdie soort van patroon is toe weer gevolg. Beide hierdie gemeentes het die situasie egter heeltemal anders hanteer. In vandag se wêreld, een wat 'n wêreld is van kitsbevrediging, moet die kerk nog 'n instansie, 'n plek wees waar mense tereggewys kan word. Kan vandag se kerk
wat reeds so klein en broos is, dit bekostig. Dit is te maklik vir my om te sê, maar hierdie is nie vir my nie. Ek gaan wegloop. In 'n tyd waar ek eintlik maar die bediening van die woord tussen my lakens kan hê en luister op my iPad vandag. Dan kan ek maar eintlik sê, ek het nie enige teregwysing nodig van enigiemand nie. Aan die ander kant, verhelder die gemeenskap van gelowiges ons plig as medegelowiges om 'n place of safety, 'n plek van veiligheid waar ek myself kan wees, waar ek omgang het met medegelowiges, te skep. 'n plek van versoening. Die een predikant waarna ek vroeër verwys het, is steeds vandag in die bediening. Die ander een het kort daarna die bediening verlaat. Die ander ongemaklikheid in die teksgedeelte is dat ons as gemeenskap van gelowiges eintlik weet wat in mekaar se lewens aangaan en vir mekaar uitkyk, vir mekaar omgee. In 'n praktiese sin beteken dit dalk dat 'n ouderling, 'n predikant, 'n leier in die gemeenskap weet dat my en my vrou se huwelik op 'n gevaarlike plek is. Weet dat ek sukkel met depressie. Weet dat ek deur moeilike goed gaan. Hoeveel van ons sit hier dalk vandag wat deur moeilike goed gaan? En het die vrymoedigheid om iemand in te laat om met my daaroor te praat in die gemeenskap van gelowiges. Dis maklik om te sê natuurlik as iemand sou kom en vir my sê, maar wat gaan aan in jou huwelik? Wat gaan aan by jou huis? Om vir hom te sê, maar wie gee jou die reg om vir my aan te spreek? Vandag is 'n kultuur van wat hulle ook noem cancel culture. 'n Gesiglose kultuur. Een wat ek iemand kan teregwys agter my skerm en ek kan daar 'n uitspraak lewer oor 'n organisasie iewers ver weg of 'n persoon. Hierdie gedeelte gaan nie daaroor nie. Dit gaan nie oor cancel culture nie. Dit gaan eerder oor 'n baie intentionele soeke en bewusmaking van versoening. Dit gaan oor om met iemand skouers te skuur, om iemand in die oë te kan kyk. Nie net daaroor nie. Dit gaan oor om die moed te hê om my hand op te steek en vir my fellow church members te kan sê, ek sukkel vandag. Ek sukkel regtig. Daar's iets wat in my lewe aangaan. Ek het hulp nodig. Die geskiedenis leer ons dat versoening feitelik altyd voorafgaan deur moeilike gesprekke. Tough love noem hulle dit in Engels. Het ons dalk ons tough love verloor in die kerk? En selfs vir die wat die kerkgemeenskap uiteindelik verlaat, die stuk waarvan ons lees in Matteus in vers 17 waar die persoon dan nou uiteindelik wat aanhou skuldig is soos 'n tollenaar behandel moet word en uit die gemeenskap uitgaan. Selfs vir daai persoon is daar egter hoop om 'n place of safety sogenaamd te wees, beteken dit dat dit 'n plek van tough love moet wees. In die gedeelte voor hierdie wat Dominee Jolandi na gekyk het saam met die gemeente, is natuurlik Petrus. Petrus wat berisp word deur Jesus, wat tereggewys word deur Jesus. Ek kan dink dat as ons by hierdie gedeelte van die storie kom, dat hierdie is nog 'n wond vir Petrus. Hy sit nog met hierdie ding wat Jesus hom sê, kom agter my. En hy worstel dalk nog daarmee. Maar is ook duidelik dat Petrus in hierdie gedeelte op die pad van groei is, op die pad van vergifnis.
verse 18 tot 20 word so dikwels aangehaal vandag. Op verskeie, jy kan 'n koppie gaan koop daar met Koem wat dit op het. Want waar 2 of 3 in my naam saam is ek daar by hulle. Hierdie verse is wat ons nou gelees het, dis die wese van die gemeenskap van gelowiges. Dit gaan oor saam wees. Daar is krag in die saam wees. En dit kom so duidelik tevore as ons sê, dit verseker ek julle, wat julle ook al op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat julle ook al op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Dit verseker ek julle, as 2 van julle op aarde enige saak saamstem en daaroor bid, sal my Vader wat in die hemel is, hulle dit laat kry. As 'n safe space vir gelowiges word die kerk hierdie autoriteit gegee. Die voorafgaande teks gee vir ons 'n padkaart van hoe om verantwoordelik met moeilike sake om te gaan in die kerk. Sake van dissipline. En hier bevestig die gedeelte dat wanneer die kerk, die gemeenskap van die gelowiges dit doen, sal die kerk se besluite selfs hemelse goedkeuring en autoriteit wegdra. In die week was Lizelle, my vrou, in Amerika gewees en sy het op 'n stadium by een van hierdie bekende universiteite gaan besoek en ek praat met die kinders rondom naskoolse studies. Dit is nog bietjie lank, maar ons begin praat daaroor en hulle vra toe nou uit oor hierdie universiteit en ek sê vir hulle dat in vandag se wêreld, as jy van hierdie universiteit 'n stukkie papier het, 'n sertifikaat het, 'n graad het, dan kan jy feitelik enige plek in die wêreld waarskynlik 'n werk kry en 'n goeie een daarbey. Duisende kilos ver sal jy vir jou 'n werk kan kry as jy by hierdie plek gestudeer het. Dit gaan oor autoriteit. Dit gaan oor die autoriteit wat daardie plek en daardie papier dra. En hier sê ons vir mekaar in hierdie teksgedeelte dat die kerk dra hemelse autoriteit. Dit sluit deure oop wat jy nie kan dink nie. Maar die teks is ook baie pertinent want die kerk se verantwoordelikheid word teenoor sy mense word uitgelig voordat sy autoriteit gedoen word. Voordat sy autoriteit aangeraak word. Ons autoriteit van krag, soos ons liefde, tough love, dit kom na vore as ons liefde in die wêreld uitbeeld. Hoe wonderlik is dit nie om te weet dat daar krag in gebed is nie. En dat dit beskikbaar is vir my en jou vanoggend. Daarna het Petrus na Jesus toe gekom en gevra, Here, hoeveel keer moet ek my broer vergewe as hy iets verkeerd teen my doen? Selfs 7 keer? Jesus antwoord hom, ek sê vir jou, nie 7 keer nie, maar selfs 70 maal 7 keer. Nadat Petrus berispe is, kon hy sy rug gedraai het op hierdie groepie disippels en op Jesus. En hy kon gesê het, man, wie gee jou die reg? Ek stap weg van hierdie af. Ek het nou genoeg hiervan gehad. Hy kon sê, ek het nie hierdie nodig in my lewe nie. Ek het nie nodig dat mense my sê hoe ek my lewe moet leef nie. Maar ons sien egter in die teks dat Petrus op 'n pad van groei is. Hy vra aan Jesus en hy is soos 'n spons wat Jesus se woorde bly inneem. Miskien toe Petrus hierdie vraag vra, het hy gehoop vir 'n baie duidelike spesifieke antwoord. Man, as jy 3 keer vir iemand vergewe, dan is alles weer reg. Maar Jesus sê nie dit nie. Van u wat hier sit, dalk vanoggend, weet dat sommige dade van vergifnis makliker is as ander.
in die laaste jaar het ek op my ouderdom die eerste keer in my lewe beleef dat iemand uit spite uit my wou skade aanrig het. Miskien het van u dit al beleef wat hier sit. Dis makliker dan om te sê, maar hierdie persoon is duidelik nie 'n gelowige mens nie. So dis oukei. Ek kan dit verstaan van iemand wat nie 'n gelowige mens is nie. Maar wat as dit 'n medegelowige is wat jou seer gemaak het? Jesus se antwoord aan Petrus is 'n weerspieëling van die evangelie van genade, van Jesus se hele storie op aarde, Jesus se lewe en bediening. Jesus antwoord nie met 'n wiskundige formule nie. Dis glad nie wat hy hier bedoel nie. Dit word bedoel as boundless, limited grace, skryf iemand. Dikwels lees ons in die skrif dat, en as jy al navorsing daaroor gedoen het, sal jy dit weet, dat die nommer 7 het 'n groot belang gehad. En dit is dikwels beskou as die nommer wat God tentoonstel. 7. As jy meer van daarvan wil weet, kyk gerus na die boek Openbaring ook, en daar's baie skrifgedeeltes daaroor, en ek sal dit graag met u deel. Maar om genade te bied in dieselfde manier wat ons dit ontvang het, nie uit verdienste nie, sonder grense. En as Jesus hom hier antwoord, dan is die antwoord nie veronderstel om 'n wiskundige antwoord te wees nie. Dit is veronderstel om eindelose genade tentoon te stel. Limitless grace. Miskien sit jy hier en soos ek hier staan en jy dalk 'n diep wond, 'n wond wat nog nie totaal genees het nie. En dalk is dit weens jou en my se weerstand teen vergifnis. Daar's al baie geskryf oor die impak wat onvergewingsgesindheid op mens kan hê. Bitterheid, stres, depressie, natuurlik gebroke verhoudings en selfs 'n impak op mense gesondheid en slaappatrone. Natuurlik het ons almal al gehoor dat as jy nie vergewe nie, dat dit jou eintlik indoen as mens. Die een wat nie kan vergewe nie, is die een wat die grootste impak dra van onvergewingsgesindheid. Dit beïnvloed jou eie welstand. Wie moet jy vandag vergewe? Wil jy nie uitstap vandag, die moed bymekaar skep en sê, ek kies die lewe en die gesindheid wat Jesus van my verwag. 'n Gesindheid van genade. Wil jy nie vandag jou hande oopmaak en sê, Here, leer my. Leer my. Petrus kon maklik weggestap het. Hy kon gesê het, ek het genoeg gehad, ek het nie nodig dat iemand vir my sê. Ons boere is mos goed daarmee, ons het partykeer ons nie meer. Jy sal nie vir my sê wat om te doen nie. En partykeer kan ons dit doen, maar miskien moet ons leer uit Petrus vandag. Petrus wat tereggewys is, teruggegaan het en sê, Here, hoeveel keer moet ek vergewe? Hoe kan ek vergewe? Die van julle wat Netflix het by die huis, kan gerus, daar's 'n nuwe film op The Forge. Van julle het dit dalk al gesien. Leer so 'n bietjie iets van vergifnis. Pragtige fliek. Vir baie van ons beteken vergifnis net om een stap te neem. Net om die volgende stapie te neem. En dan die volgende, en dan die volgende. Daar's 'n bediening in Amerika gewees met die naam Love Beyond Walls. Iemand het 'n groot bus gegee aan hierdie bediening en hulle toe nou die bus omskep in 'n haarkapper. Enigiemand uit die straat uit wat wil hulle hare sny en bietjie hulle naels en bietjie na hulle self kyk en so, mans en vrouens. En die een persoon
het toe nou gesê hy gaan volunteer en die persoon se naam was Jamil en maande lank het hy daar in sy vrye tyd gaan sny hy die man se hare in hierdie bus. En uiteindelik toe het die leier van hierdie Love Beyond Walls vir Jamil gevra, dis wonderlik dat jy dit doen, maar hoekom doen jy dit? En Jamil sê toe vir hom, ek en my pa is vervreemd. En ek het gehoor, hy is iewers op die straat. En ek hoop om deur man se hare te sny, met hom versoen te word. Hy het sy pa meer as 10 jaar laas toe gesien op daardie punt. En soos dit wou, het sy pa toe werklik daar opgedaag. Hy het sy pa se hare gesny, daar's pragtige foto's van dit geneem, hom mooi opgedoen en opgedolly, en hy en sy pa is versoen na al daai jare. Sy pa wat vir hom hierdie groot wond gegee het, wat sy seun gelos het. Miskien van u sit vandag hier met so tipe wond. Neem daardie eerste tree tot versoening. Miskien lees ons eie woorde in die teks en ons dink Petrus het onmiddellik Jesus se raad gevolg. Ek sal egter nie verbaas wees as daardie ontmoeting vir Petrus net die eerste tree was nie. Petrus se reis is een vol leer van genade. In die teks in Johannes hoofstuk 21 sien ons Petrus se groei uiteindelik. As die Here vir hom vra, Petrus, het jy my lief? En dan antwoord hy, Here, U weet alles. U weet dat ek U lief het. Hy sê toe vir hom, laat my skape wei. Petrus word uiteindelik die rots waarop die kerk gebou word. Wie moet jy vandag genade betoon? Miskien is dit vir jouself. Om vir jouself te vergewe vir foute en vir sondes wat jy in jou verlede nog vars sit. Miskien is dit iemand anders deur wie jy seer gemaak is of deur 'n geliefde van jou seer gemaak is. Daar's nie baie dinge gelukkig. Is daar nie baie dinge wat die Ire beter as ons in is nie, maar een ding wat hulle in beter as ons is rockmusiek en ek's 'n groot fan van U2 en Bono, die hoofsanger, sy goeie vriend, die Australiaanse rockstar Michael Hutchins. Hulle was goeie vriende en hy is te dood in die laat 90's, baie tragies, is hy dood. En in sy gedagtenis skryf hierdie groep 'n lied. En die woorde van die refrein gaan ek vir julle lees. You've got to get yourself together. You've got stuck in a moment and you can't get out of it. Don't say that later will be better. Now you're stuck in a moment and you can't get out of it. Is jy vandag stuck in a moment? Sukkel jy om uit dit uit te kom? Dalk is dit iets wat 30 jaar terug gebeur het. Dalk is dit iets wat gister gebeur het. Miskien nou jy krag gee, jou aankrag gee in daai moment, deur dit elke dag soos 'n koei te herkou in jou gedagtes, in jou lewe. Kies vandag vir genade. Kies om aan te beweeg en die wond te laat genees. Ek wil jou ook uitnooi as jy sukkel om uit daai oomblik uit te kom. Praat vandag met iemand. Met 'n broer of suster dalk hier in die gemeente. Ek praat graag met enigiemand. Dominee Jolandi. Dikwels kan ons eers genade, hierdie ding, betoon vir 'n stikkende wêreld, nadat ons dit self aanvaar en beleef het. Kom ons bid saam. God Vader van ons almal, help ons om vandag
om liefde te leef, waar die armes verneder word, om versoening te leef, waar mense verdeeld is, gesinslede onder mekaar, gelowiges van verskillende oortuigings, die wat glo en die wat nie kan nie. Mag die gewonde liggaam van Christus op aarde, die kerk, dit ons Here vandag 'n toevlug wees vir die hele familie. Dit alles is die werk van God. Hy het ons deur Christus met homself versoen en aan ons die bediening van die versoening toevertrou. Neem my lewe, laat dit Heer U gewy wees, meer en meer. Laat my hart gedurig juig van dankbaarheid getuig. Amen. Daar's nou geleentheid vir die dankoffers. Baie dankie. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You will lead me through the fire, and in darkest night, you were close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Yeah. And all my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able. This is running after, it's running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Oh, your goodness is running after. Tot eer van sy naam. Here Jesus, ek is klein, maak U self my lewe rein. Laat ek altyd van U leer, laat ek groot word tot U eer. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. O Verlosser, maak my sterk, vlytig om vir U te werk. Laat my tog gehoorsaam bly, altyd gaan waar U my lei. O Jesus, neem my, o Jesus, lei my, o Jesus, sterk my en vorm my tot U eer. My land laat
bid mag ons elkeen vandag as 'n gemeente 'n leerbare gees hê om waar ek in my eie lewe tereggewys moet word, dit te kan vat van my broers en susters. Die moed te hê om waar ek struikel, regtig uit te gaan en dit te kan deel met iemand. Mag dit goed gaan met jou. Mag God vir jou vrede gee. Mag jy nooit bang hoef te wees nie. Mag jy liefde om jou hê. Mag jou hart vir almal oopgaan. Mag jou drome ver baie streel. Mag jy leer om die wind onder jou vlerke met alle mense om jou te deel. Mag die Here jou seën. Amen. Die Here seën jou en bewaar jou. Skyn sy aangesig oor jou. Mag hy genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Genade bewys. Die Here draai sy gesig na jou. Mag hy jou vrede gee. Kom geniet gerus tee en koffie.